Week 18 het aangebreek en ons het by die Krama verlaat, op pad na Jassie toe, langs die pad by 'n restaurant stilgehou om koffie te drink, en die ou het vir ons gesê, hoor hierso, wil julle nie sommer hierso by my kamp nie, en ons het reg langs die rivier by die restaurant gestaan, 'n heerlike aand gerus, voordat ons die volgende oggend weer verder is. Dit het ons niks gekos nie, en dan daar nog 'n bonus 'n lekker ete gekry. Ja, het was lekker, ons moes die ou bietjie raad gee, want hy het 'n nuwe kampplek wat hy aan die gang kry, en dit was op sigself lekker geweest. En toe beland ons by Jashke, en ons skrik ons amper dood, want ons het in ons lewe nog nie so baie watervalle gesien nie, en so baie water nie. Dit was ongelooflik. In die middel van hierdie dorp is daar hierdie huge waterval, maar reg rondom hierdie dorp en oral in die dorp is daar net watervalle. Ja, ons was regtig verbaas geweest, ons het gedog as een waterval het gaan kyk, by aansien toe gestap, maar selfs van ons kampplekkie wat reg langs die rivier was, kon ons 'n watervalletjie sien en oral se stroomversnellings. Dit het ons genoop die volgende oggend met die fietsse te ry. Ons sou die volgende aand daar gaan kamp het, maar dit was makliker met die fietsse. En oral langs die pad het ons die pragtigste plekke gekry, met watervalle, mooi restaurante, swemgat waar ons lekker kon geswem het. En dit was regtig vir ons baie lekker geweest om daai 4 km op en af te ry en elke nou en dan te stop en 'n lekker swem te maak. Ja, en oral waar jy ry is hierdie woude, en as jy kyk, dan is daar watervalle wat iewers uit hierdie woud uitkom. Oral is daar bruggies, jy kan oral oor die bruggies stap, jy kan met die fietsies daar oor ry. Dit was regtig soos 'n sprokieswêreld waarin ons bevind het. So wat 'n fantastiese omgewing geweest. Toe het ons die ou watermelens by Mlinkiki gaan kyk. Net so pragtig. Arno het nogal gesê, as jy daar loop, dan voel dit heeltyd vir jou, hier gaan iewers 'n fietjie of 'n dwergie of 'n kaboutertjie daar uitspring, want dit is pragtig daarso. Ja, as al hierdie klein huisies, ek dink daar 16 van hulle wat op stelte in die waterstoompies gebou het, elkeen met sy eie meel, wat nou nie meer werk nie, maar wat jare gelede gebruik is om te maal, en elke boer lyk met sy eie huisie gebou, en die goedjies staan nog daar, so daar's nou 'n groot piknikterrein in die omgewing, en net so eentjie verder aan is daar 'n groot meer. Ja, natuurlik het ons geswem, gery en geswem. In die namiddag het ons in die dorp gaan rondloop. Jashke het ook 'n baie ou fort. So ons is daar op teen die heuwel en het 'n bietjie die wêreld verken, die ondergrondse grafkelder gaan kyk. Dis wat julle nou daar kan sien. En ons het regtig 'n verskriklike lekker tyd gehad. Ons sou 1 aand of 2 aande gebly het, en ons het so sommer 'n hele rits aande daar gebly. Ons het sommer 3 aande baie lekker daar gestaan. Dit was natuurlik 'n bonus dat omdat ons teen die rivier was, dit afgekoel het. Aande het ons begin voel dit raak koelerig, maar ons het baie lekker geslaap, en dit was vir ons regtig 'n lekker 3 dae. Ja, toe van daar af is ons na 'n plaas toe. Arno het die plaas ontdek. Dit is 'n etniese plaas. So almal daar doen dinge nog soos wat hulle dit jare terug gedoen het. Pragtige plek gewees, lekker om daar rond te loop, te kyk wat hulle doen. Ons het natuurlik al hierdie lekker tradisionele kosse die aand geëet. Ja, net die aand geselskap gehad van 'n paar hoenders en perde en koeie. Ja, so dit was baie lekker op die plaas gewees. Nou, daai stoppie was net op pad na die Una Nasionale Park toe, waarheen ons eintlik op pad was om die eintlike waterval te gaan kyk. Nou, ek weet nie hoe spreek mens daai ding uit nie, Spurwakkie Boek, maar dis hy wat julle hierso sien. Dit is absoluut asemrowend. Ja, ons het weer eens 'n kampplek gekry saam met seker so 5 of 6 ander motorhomes, en ons kom met ons fietsies op en af gery, want die paadjie is maar bitter klein. Ons was bang vir busse en so aan. So die fietsse het baie aandag te pas gekom, 4 of 5 km na die waterval toe. Oral te klein bruggies en houtpaadjies waarop jy kan loop en lekker piknik hou. En ons het ook baie lekker middag daar deurgebring. Ja, en van daar af het ons besluit, dit is nou lekker in hierdie nasionale park. So toe ry ons net so eentjie suid na 'n klein dorpie Koelenwakkoef,
waar ons besluit het, hier gaan ons nou vir 3 dae rus langs die rivier. Ja, seker een van ons gunsteling kampplekke in Bosnië gewees, reg langs die rivier, mooi skoon, ons kon bietjie geroei het, ons kon gestap het, ons kon die dorpie gaan besoek het. Daar's die verkeer langs die pad, Ja. perde, karre, trekkers en dan op die rivier al hierdie lekker bootjies wat verbykom. En soms so van die wal af het ek 'n paar mooi forelle gesien. Hulle is seker 'n goeie 30 cm lank en spekvet. En dit was regtig vir ons lekker geweest. Die water natuurlik bitter koud. Iemand het gesê dis by 8 grade. So ons het maar liefs meer op die kanoe en op die stand-up paddle deurgebring. En nie baie geswem nie, maar nogtans baie lekker. Dis ons vir ons laaste stop na Biak toe. Biak het ons eintlik net besoek omdat ons onsself wou regkry vir die border crossing na Kroasie. Eintlik net 'n inkopies stoppie en om diesel in te gooi, maar tog weer verbaas gewees met al die watervalle en die mooi rivier. En ons het 'n middag gebruik om rond te stap en ook lekker te gaan eet, weer 'n paar tradisionele disse. En toe het ons nou ons laaste marke sent vir sent uitgegee, of met diesel ingegooi of met kruideniersware gekoop, sodat ons reg is om die volgende dag Kroasie toe te gaan. Ja, Bosnië het ons asems weggeslaan. Dit was mooier as wat ons verwag het. Wat 'n fantastiese land. Bye bye.